Liewe gemeente, baie welkom by vandag se erediens. As ons mekaar weer sien, op 'n Sondag, dan was dit nou al wit donderdag, goeie Vrydag en stil Saterdag. Die Heilige Week, ook bekend as die Groot Lydensweek, begin vandag met Palm Sondag. So ek wens dat almal van ons 'n baie spesiale Heilige Week sal hê. Veral 'n baie geseënde Paasnaweek, volgende naweek, dis immers die hoogtepunt van ons hele geloof. En voordat ons die Bybel uitlees, kom ons bid saam en kom ons vra die Here om ons vandag te laat hoor. Waar is die Here aan die werk en wat is die Here besig vandag om te doen binne ons? Kom ons bid saam. Ons Here, ons wil U naam vandag loof. Ons is bly oor U, ons is dankbaar vir U. Ons wil graag vir U dankie sê oor hoe dit lyk in ons te stryk. En ons wil graag vir U dankie sê dat ons weet U, of dit nou reën of nie, vir ons geweldig lief is. Here, help ons asseblief om te luister na wat ons vandag gaan lees. Help ons om U boodskap te verstaan en help ons om dit ter harte te neem. Amen. Ons lees vandag uit die boek Psalms. Ons lees Psalm 118 en ons lees vers 1 en vers 2 en dan lees ons vers 19 tot 29. So dis Psalm 118. Dit begin hierso in bladsy 635. Dis dan nie die hele Psalm 119 nie, maar Psalm 118. Ek lees vir ons vers 1 en vers 2 en dan vers 19 tot 29. Prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Laat Israel sê, vir ewig duur sy troue liefde. Dan van vers 19 af. Maak vir my die poorte met geregtigheid oop. Ek wil daardeur gaan. Ek wil die Here prys. Dit is die poort dat die Here, regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil die prys omdat U my geantwoord en my te hulp gekom het. Die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom. Dit is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in hom verheug. Ag Here, verlos ons tog. Ag Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy het vir ons lig laat skyn. Voer met gevlegte takke die kringdans uit, tot by die horings van die altaar. U is my God, en ek prys U. My God, ek wil U verheerlik. Prys die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor, en ook daaraan gehoor gee. Broers en susters, vandag gaan ons op safari. Ons paadjie gaan 'n hele paar wye draaie maak, maar ek beloof julle, ons is iewers op pad. Maak seker jy het al jou kosbare besittings by jou, en hou jou hande binne die voertuig. Hier gaan ons. Ons eerste stop is iewers tussen 1600 en 1400 voor Christus. Ons het tot stilstand gekom in die magtige Egiptiese ryk. Daar was voor hulle nog nooit so 'n magtige land nie. Die mense van Israel is Egipte se slawe en hulle kreun. Hulle bid tot die Here om hulp en die Here hoor hulle, want die Here is vir hulle baie lief. God kies vir Moses om die Farao te oortuig om Israel vry te laat. Lang storie kort, daar kom toe 10 plaae. Die laaste een was besonder ernstig. Die oudste kind van elke gesin, diere ingesluit, sterf. Dit beteken die kroonprins van Egipte sterf. Om te keer dat die 10de plaag jou tref, het die Israeliete 'n lam geslag. Dan het jy die bloed van die lam op hulle huise en tente gesmeer. Die lammers het gemaak dat die oordeel van die Here hulle nie tref nie. Kort hierna het die Farao Israel vrygelaat en hulle is weg uit Egipte uit. Die Jode vier ook Paasfees, maar dis 'n baie ander Paasfees as vir die Christene. Met die Joodse Paasfees, die Pasga, eet hulle lamsvleis met kruie en ook ongesuurde brood en hulle drink 'n bietjie wyn. Hulle vier die storie van Exodus
en hoe God Israel hulle vryheid en hulle hoop teruggegee het. Hier is dit maar warm, neem gerus 'n paar kiekies, daar is die piramides, en die bus vertrek weer oor presies 3 ure. Ons tweede stop is in die middel van Jerusalem, in 516 voor Christus, of selfs 'n bietjie later. Juda is in 'n herstelproses, nadat hulle ontrou en ontvolk en ontnigter was. Maar dit gaan goed, baie beter. Vir 70 jaar was Juda in ballingskap, nadat hulle die oorlog teen Babylonië verloor het. Kyk, nee, Babylonië is in die unieke posisie dat voor hulle daar nog nooit so 'n magtige ryk was nie. In elk geval, na 70 jaar se ballingskap kom Persië en verslaan die Babyloniërs. Juda is op hierdie stadium nog steeds 'n Persiese kolonie, maar ten minste kan hulle huis toe gaan. Hulle is nie vry nie, maar hulle is vry om terug te gaan. Dis waarskynlik wanneer Psalm 118 geskryf is. Dis 10-1 nie vir Salomo se tempel geskryf nie, maar vir Zerubbabel se, die tweede een, nadat die eerste een verwoes was. En die nuwe tempel is nou nie so deftig soos die eerste een nie, maar daar was vir jare lank niks. En Juda vier wat die Here vir hulle gedoen het, met dankbaarheid. Hulle was in 'n land wat nie hulle sin was nie, en 'n stad wat hulle nie van gehou het nie, en toe bring God hulle terug na waar hulle wou wees, nes omtrent 1000 jaar van tevore. Daar's 'n paar stalletjies wat gebraaide lam verkoop, dis baie lekker, eet net asseblief dit op, voordat julle weer terugklim in ons bus. Ons derde stop is in dieselfde plek, maar nou noem ons Juda Judea onder die Romeine. Die Jode woon hier, maar ook in Galilea. Die datum is iets wat van 'n verleentheid vir ons toegroep, baie jammer. Oor ons is iewers tussen 27 en 29 na Christus, maar Christus self is al 33. Julle sien, koning Herodes die Grote is oorlede in 4 voor Christus. So iewers het iemand 'n ou foutjie gemaak met die almanak. Maar ek gaan ongelukkig nou nie saam met julle uitklim vir die ene nie. Want die stop maak my baie hartseer. Ek het dit al te veel keer gesien. As jy by jou venster uitkyk, sal jy sien daar so is 'n klomp Romeinse simbole. Rome, snaaks genoeg, is in hulle tyd, kan jy dit glo, die magtigste nasie wat daar al ooit was. Romeinse beelde, geldstukke en feeste was 'n baie groot deel van hulle propaganda. Die keiser se naam en sy gesig is op alles. Die vla, die beeldhouwerk, die munte, het almal die keiser se gesig, sy naam en so baie titels op hulle. En een van die titels is Seun van God. Jy mag nie sê tussen 29 en 306 na Christus dat Jesus die Seun van God is nie. Dit word beskou as hoogverraad, want jy beskou dan iemand anders as die keiser of as die koning. En tog is daar palmtakke oral, jy sal sien. Dit was die gebruik in die Romeinse ryk om blomme voor die generaal uit te gooi. As die generaal 'n nuwe gebied verower, dan gaan hy eers terug Rome toe. Dan gooi die mense die blomme voor sy perd uit en jou perd trap maar daarop. Nou Jerusalem se biologiese en ekonomiese klimaat is heelwat anders as die stad Rome se. Daar is nie so baie blomme nie, en die mense kan dit beslis nie bekostig om te gaan koop nie. Maar die mense sing Psalm 118. Hulle sing hulle liedjie oor bevryding en verlossing. Hulle is moeg vir die Romeine, en hier kom Jesus aan om burgeroorlog te voer. 100% hulle is oortuig daarvan. Hulle het nou al 'n klomp skerp, taai en inspirerende helde gehad, maar Jesus is nog meer anders as hulle. Hy kan dan siekes gesond maak, hy kan dan geeste uitdryf. Wie sê, hy kan nie sommer ook die dooie Joodse soldate weer opwek uit die dood uit nie. Die Romeinse ryk staan mos nou glad nie 'n kans nie. Maar, net 'n tydjie later, sou dieselfde gehoor teen hom draai. Toe hulle nou uitvind, hy kom vir vrede, en hy sê God is lief vir Jood, Romein, Griek en wie ook al, dis nie wat hulle wou hoor nie, en dis nie wie hulle wou volg nie. Ons vertrek oor 'n uur. Ek dink nie dis vreemd of selfs eers verkeerd, om eers aan jouself te dink nie. Wie kan ek immers help, as niks van my fisies, emosioneel of geestelik oor is nie? Hoe kan ek verander tot seën wees as ek myself verniel? Maar in ons eerste 3 stopplekke
kan ons miskien 'n patroon identifiseer. Israel, Juda en Judea was elke keer onder die mag van die magtigste land tot dusver. Elke keer het hulle werklik swaar gekry en verligting regtig nodig gehad. Dis glad nie dat hulle onnodig by die Here gekla het nie. Die gevaar, kom ons noem dit selfgerigtheid, is om God in my eie diens te wil stel. Natuurlik mag en moet ons ook ons behoeftes en drome met God deel, natuurlik. Soos kinders vir hulle ouers sê wat hulle nodig het, noem God ons ook uit. Ons is mos kinders van God. Maar daar kan so gou 'n kultuur ontstaan, dat die Here moet spring, as ek so sê. Toe Jesus nie die agenda van die Judeërs volg nie, toe laat hulle hom kruisig. Vir hulle was Jesus net goed, solank as wat hy 'n staatsgreep wil uitvoer. En dit was mos nou natuurlik nooit sy plan nie. Jesus is koning, en hy is seun van God, en self ook God. Jesus is al die dinge wat die mense wat die Psalm gesing het, oor hom sê. Hy is dit net nie op die manier wat hulle verwag het nie. Wat die Psalm ons aan herinner, is om die troon van ons lewe, om daarvan af te bly. Dit geld nie net vir wat ons wil hê nie, maar ook vir wie en beheer is van ons lewe. Kom ek gee ons 'n voorbeeld. Annie en Sunny is twee wonderlike dames, en hulle glo albei in die Here, en leef volgens die liefdesgebod. Hulle help waar hulle kan, en hulle bly weg van die moeilikheid af. Hulle prosesse verskil wel. Annie sien iets wat nie reg is nie, en sy maak 'n plan om dit reg te maak. Dan vra sy vir die Heilige Gees om haar te help, in dit wat sy besluit het om te doen. Sunny vra vir die Here waar sy moet wees, en sy gaan soos wat sy glo die Here haar lei. Wie volg Jesus op die beste manier? Annie of Sunny? Ek is seker Hannie is 'n vreugde om rondom te wees. Ek is seker ons ken almal 'n Hannie en is dalk selfs 'n Hannie. Maar wat Psalm 118 vir haar sou sê, is vertrou op die Here. Dit maak niemand 'n slegte mens om iets vir die Here te wil doen nie. Om God te dien is die heel beste keuse wat enige iemand kan maak. Maar in Psalm 118 is dit die Here wat verlos. Dis die Here wat uitkoms gee op die Here se manier. Die Here sal ons nooit van ons vergeet nie, want die Here was al van vir altyd af lief vir ons. En dit wat God beplan sal altyd beter wees as ons eie planne. En dan sien ons hoe die Here werk, en ons sien hoe wonderlik die Here nog altyd was. Ons vierde stop is aan die ander kant van die wêreld. Dis die jaar 2026 en ons is in die Noord-Kaap van Suid-Afrika in Victoria Wes. Soos julle sien is dit nou so mooi groen, dit lyk seker maar altyd so, nee. Daar's egter baie van Suid-Afrika se gewone probleme in hierdie plek. Die munisipaliteit het wisselende vlakke van bekwaamheid, heelwat kinders misbruik dwelms en loop hulle opvoeding mis, en baie mense sukkel finansiëel sonder dat dit enigstens hulle eie skuld is. Hierdie is ons laaste stop, en hier klim ons af. Waarheen lei die Here ons, en wat is God klaar besig om hier te doen? Dis beter as wat ons kan dink. Amen. Ons Here, ons wil vandag opnuut vir U die kroon, die troon en die leiding in ons lewe gee. Here, U is ons God, en ons is U kinders, en ons wil U graag trots maak en gelukkig maak as U dink aan ons. Ons vra daarom dat U ons sal lei om in U te vertrou, maar nie om in U te vertrou om ons te help soos wat ons vir U wil voorskryf nie. Maar dat ons sal wag op U, en dat ons sal weet, U vir ons wonderlike drome en toekomste het in hierdie gemeenskap. Here, ons weet dit, want ons weet U is lief vir ons. Jesus, U het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons kinders van ons Skepper kan wees, en daarvoor loof ons U. Here, ons vra dat U vir diegene wat dit nodig het, uitkoms en verligting sal gee.
En dat U vir die res van ons sal help om te onthou, U is daar, U is aan die werk, en om U te loof vir die dinge wat U elke dag rondom en in ons doen. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen.